Hoekom kies mense dikwels die, ons sê nou maar tussen aanhalingstekens, verkeerde lewensmaat? Wat gaan daaraan? Is dit as gevolg van hoe ons kies of is dit onsself? Is dit ons interne ietsie wat mee verkeerd is? Kyk, Lisa, ek dink dis net so 'n moeilike vraag om te vra, hoe kies mens die regte lewensmaat? Want ek dink daar is soms iemand wat jy ontmoet op skool, jy het 'n verhouding, en na skool, gaan julle dalk saam iewers heen, gaan studeer op dieselfde plek, en die verhouding gee stabiliteit. Daar's baie dinge wat mens geniet, um, in terme van aktiwiteite of sekere, jy beide persone raak lief vir die ander persoon se familie ensovoorts, en dis interessant hoe 'n verhouding dan soms mooi in plek val. Maar ek dink die teenoorgestelde is eintlik die meer hartseer geval, en ek dink soms het mense of my gesê, hoe is dit moontlik dat ek weer iemand gekies het wat was soos my vorige man? Hoe is dit moontlik dat ek dieselfde rooi vla weer misgekyk het? En ek dink dit is die hartseer dat soms, en ek sê hierdie nou ligtelik, maar dit is eintlik ernstig, dit voel soos dieselfde sirkus, is net 'n ander tent, okay? Want ek dink dit is nie noodwendig toevallig dat daardie probleem kan herhaal nie, of dat ons daardie keuse maak om met iemand te wees wat nie noodwendig goed is vir ons nie, want ek dink baie keer is dit dat alhoewel ons dalk rasioneel dink oor die verhouding, die keuse wat ons maak gebeur dalk op 'n baie dieper vlak, op 'n baie meer onbewuslike vlak. Die aangetrokkenheid na iemand is ook baie keer die dinge wat ons raak sien in iemand wat vir ons bekend is. So die idee van 'n verhouding en hoe iemand moet wees, ons het klare bloudruk as ons iemand ontmoet, van waar ons vandaan kom, van ons eie huisgesin, van ons eie ouers of mense rondom ons, wat vir ons idees gegee het van hoe 'n verhouding moet lyk en werk, maar is nie noodwendig dat daardie bloudruk goed werk as ons iemand ontmoet wat heeltemal uit 'n ander wêreld uitkom, uit 'n ander familie, gesin, uit 'n ander konteks, en hierdie bekendheid wat ons aantrek na iemand toe en wat dit dalk opwindend maak om by hierdie persoon te wees, is nie noodwendig dat dit die persoon is waarmee jy in 'n werkbare verhouding kan wees nie. Dit kom net altyd vir my terug. Ek weet my ouma het altyd gesê, jy gaan kies wat jy ken, maar tot jy nie jouself ken nie, gaan jy nie reg kies nie. Dit klink soos 'n baie slim ouma. Ja, ouma ouma het tye Baie gehad. wyse woorde. Ouma het tye gehad. En ek het altyd mens verstaan dit nie tot jy nie dit self begin leef nie. En dis hoekom wees ek vir my altyd die titel is vir my so belangrik, want as jy nie verstaan wat gaan jy kies nie, wat is jou bindingstyl, hoe het jy groot geword in die huis, wat sê jy geneig na, dan gaan dit nie verander nie. Jy kan nie jouself die hele tyd kastei en sê, ek kies altyd die verkeerde persoon, hoekom kies ek die verkeerde? Ek bedoel, hoeveel meisies het al gehuil oor 'n glasie tequila in 'n bar en sê, ek kies altyd die verkeerde man, wat gaan ek doen? Ja. En die enigste deurlopende faktor is altyd jy is die deurlopende faktor. So tot jy nie gaan uitwerk, hoekom doen jy dit nie? Voel dit vir my, gaan jy maar huil oor hy tequila elke keer. Nee, ongelukkig verkoop die tequila dan goed. Die trane kan rol, maar die probleem is baie keer maak ons 'n keuse vir wat bekend is. En die idee is dat omdat dit bekend is, gaan dit veilig wees. En soms is bekend iemand wat dalk baie standvastig is, iemand wat soos 'n rots is, weet hy het 'n goeie werk en so voort. Maar rotse wys nie emosie nie. Soms kies ons iemand wat baie avontuurlustig en opwindend is, né? Nee? En dit is wonderlik want elke naweek gaan ons iewers anders heen en daar's elke naweek 'n avontuur en iets interessants, maar dit gee nie noodwendig stabiliteit nie. So wat ons kies is op 'n manier alreeds 'n behoefte wat ons graag aangespreek wil hê, maar ons gaan ook besef daar sekere beperkings wat daarmee saamkom. En ek dink ook soms is dit ou wonde wat ons het, met ander woorde ou seerkry wat ons probeer genees. En dit klink nou dalk baie klinies as ek dit so stel, maar waar ons seer gekry het in die verlede, waar ons graag iets anders te hê. En ons gaan terug na daai ou plekke toe, dalk op 'n baie onbewustelike vlak, want ons wil graag hê dat ons iets kry wat dit vir ons kan beter maak. Ek dink die ander probleem is ook dat ons dalk maklik in 'n verhouding ingaan wat ons dink dat as ons net hard genoeg werk, kan ons hierdie ander persoon fix, kan ons hierdie ander persoon help met hulle probleme.
En dan kom jy agter later dat jy eintlik in 'n rol is wat jy die people pleaser moet wees, want jy moet die hele tyd die ander persoon gelukkig maak dat hulle okay is. En dit maak nie dinge beter nie, dit maak dinge net moeiliker vir jouself. En jy raak later in hierdie rol vasgevang waar dit alles oor die ander persoon en hulle behoeftes gaan en al minder oor jouself gaan. Ek dink dit is ongelukkig dat daardie idee dalk baie keer ook by ons ingeprent word dat in so 'n situasie is konflik dan baie gevaarlik, want konflik wys nie alleen uit dat daar 'n probleem is nie, maar nou probeer jy konflik so veel as moontlik vermy en dan maak jy sekere opofferings, jou idees, jou opinies, die dinge waarvan jy hou om te doen, die gedagtes wat jy het wat dalk avontuurlustig kan wees, en dan word jy die hele tyd teleurgestel want die ander persoon is dalk meer dominant as dit kom by daai dinge. Ja? Maar dit is wat jou aanvanklik aangetrek het na daardie persoon. Dit wat jou aanvanklik aangetrek het, word dalk later die probleem. Nou is jy met die rots getroud en hy's sterk en hy's standvastig, maar jy het dalk 'n bietjie meer avontuurlustigheid nodig. En ek dink wat jy dan net ook mis, is dit wat jy verwag het van hoe 'n verhouding moet werk. Maar die ander persoon kom ook in met hulle eie verwagtinge en hulle idees van 'n verhouding is anderste want hulle kom uit 'n ander plek uit. En daar's nog 'n ding Anton, dit beteken nie dat daar bestaan iets soos 'n verkeerde lewensmaat nie. Ek dink baie keer is dit nou weer eens die groot sambreel. So nou goed, nou is die ene rots en die ander een bietjie meer avontuurlustig. Nou gooi almal nou weer die baba met die badwater uit. Daar gat ons, dis nou klaar, hierdie verhouding werk glad nie. Terwyl daar is ook ander maniere om dan nou daarmee te werk. Dat as jy iets kry op ander vlakke van die persoon, dan kan 'n verhouding baie suksesvol en baie wonderlike verhouding wees. Mens moet net baie mooi uitwerk. Waar is die grense? Waar is jy ongelukkig? Waar is daai persoon ongelukkig? Wat sal werk? Ja, ek glo absoluut elke pot het sy deksel. Maar potte en deksels met tyd raak maar bietjie krom en skeef. En potte en deksels pas nie altyd 100% op mekaar nie. Weet, dis nie die wat jy mooi in 'n paar by die winkel gaan koop of op afgelewer kry by jou huis nie. So dit is belangrik om te besef dat daar gaan altyd sekere dinge wees wat moeiliker is. Maar ek dink dit is ook belangrik om op te let na sekere rooi vlae. So baie keer sal mense ook terugkyk en sê maar ek het in hierdie huwelik ingegaan en ek het voor die tyd besef daar is sekere rooi vlae. Weet hierdie persoon is so selfgesentreerd. Sy kan nie ophou om oor haarself te praat nie of as ons iewers heen gaan sy nie ophou om my te kritiseer nie of hierdie ou gee so baie geld uit op dinge wat ek dink net onnodig is en nou ewe skielik is ons in 'n finansiële verknorsing. Hoekom het ek daai dinge nie raak gesien nie? Maar ek dink dit is baie keer weer eens daai vroeë opwinding, daai beloningsstelsel van jou brein wat aangeskakel word, want dit is nou heerlik as jy nou gaan uit eet elke naweek en weet jy gaan ry rond en so voort. En dan is dit nie noodwendig vir jou 'n finansiële bekommernis nie, maar later sien jy dalk ook, maar wag 'n bietjie, iewerste daar's nie 'n spaarplan nie, daar's nie 'n safety net nie. So ek het nodig om ook terug te kyk na vorige verhoudings en ook in terme van waar ek groot geword het en wat is dalk die rooi vlae, wat is die dinge wat vir my belangrik is. Ek dink ook baie keer is dit dat mense sê, "Sjoe, ek het baie impulsief die besluit gemaak om in hierdie verhouding te wees, want hierdie persoon het net vir my op hierdie regte tyd om die regte hoek gestap en daar het ons in mekaar se oë gekyk en dit was love at first sight." Ja, okay. Love at first sight is egter anders om in 'n langtermynverhouding met iemand te wees. En ek dink dit is die belangrikheid om te kan terugstaan weer eens om te voel, okay. So hierdie persoon en ek het 'n baie goeie koneksie, maar hoe lyk dit op 'n dag tot dag basis? Is die besluite wat ons maak, die waardes wat ons deel, dieselfde? Is daar vryheid vir elke persoon om tyd met hulle eie vriende of familie te spandeer of ervaar ek dat hierdie verhouding my baie inperk? Vir my eintlik heeltyd die boodskap gee dat ek iets verkeerd doen of dat ek iets beter moet doen. En ek dink dit is belangrik om ook te kan terugkyk in jou eie lewe en te vra, wat is die patrone wat baie keer herhaal? Wat is die dinge wat ek dalk elke keer verwag in 'n verhouding en ek dalk teleurgesteld word? Maar ook in terme van as ek terugkyk, wat is die dinge wat mense van my verwag in die verlede? Wat het ek maklik opgeoffer en waar het ek dalk ook dele van myself opgeoffer? Mense, dis is
dis maar soms bietjie kompleks as mens veral in die verhouding is of as mens nou weet deel van hierdie konteks is, dan kan mens baie keer voel, yes, dit is dan baie om nou in te neem. So indien jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Ek sê baie dankie aan Anton Bemer, hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is by hierdie gesprek, gaan kyk daar. Heerlike webtuiste waar jy sommer afspraak direk op sy webtuiste kan maak. So gaan kyk gerus daar, gaan lees meer oor hom. Dankie dat jy ingeskakel het. Deel die gesprek. Mense weet nooit wie het nodig om dit te hoor en die heel belangrikste, onthou, kyk mooi na jouself.